baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ek wil graag vandag saam met jou lees uit Romeine 8 uit. Romeine 8 vers 15, daar staan: Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Mag ek vir jou vra, wat maak jou bang? Wat is daar in die lewe wat jou bang maak? En ek weet, almal van ons het sekere goedheid wat vir ons bang maak. Nou, om dit oor eenvoudig te stel, kan ons sê, miskien lê dit op twee vlakke. Miskien lê die een bron van vrees op 'n fisiese vlak. Weet daai hele ding van mense wat inbreek, mense wat vir jou kwaad aandoen, iewers gaan iets met jou gebeur, daai vrees van fisiese goedheid. Maar daarna, en as dit nou die vrees is wat jou lewe half in beheer het, of wat jou dryf, dan is dit so. Dan moet ons alles doen wat ons kan om vir ons gemaklik en rustig te laat bly. So ja, natuurlik moet ons deure sluit, en natuurlik moet ons sitplekgordels aansit, en natuurlik moet ons die wering voor die huise hê, en wat ook al, veiligheidsmaatreëls in plek stel. Maar wat van die ander goedheids wat deur die lewe ons in vrees laat lewe? Kom ons noem dit sommer die sê-nou-maats. Daai sê-nou-maats wat soveel beheer van vrees oor so baie van ons uitoefen. Sê nou maar, ek word siek. Sê nou maar, ek verloor my werk. Sê nou maar, my lewensmaat kom iets oor. Sê nou maar, daar gebeur iets met my kinders. Sê nou maar, sê nou maar, sê nou maar. En nou leef ons in hierdie angs en in hierdie vrees oor goedheid wat dalk kan gebeur, oor sê nou maar, en ons word, soos wat Paulus dit noem, ons word weer slawe. Ons word slawe van vrees. En dan sê Paulus, maar dis nie wie ons is nie. Ons is kinders van God. Ons kan uitroep, Abba. Dit beteken Vader. So ons kan in plaas daarvan om in vrees te leef oor goedheids wat op die horison hierdie sê nou wat is, kan ons eerder teruggaan en sê nee, wie is ons? Ons is kinders van God. En wanneer dit gebeur, wanneer ons weer vas is aan wie ons in Christus is, dan moet ons hierdie volgende vers bietjie ontleed en ons eie maak en prakties maak. Ek praat van Psalm 119. Psalm 119, bekende, vers 105. U woord is die lamp vir my voet en die lig vir my pad. So nou vra ons onsself, ek is 'n kind van God, ek leef nie in vrees nie, want my pa is die koning. So wat sê die woord oor die goedheid, die sê nou maar, wat my so bang maak? Sê die woord nie vir my dat God ons beskerm nie? Sê die woord nie vir my dat selfs as ek deur water moet gaan, is die Here by my nie? Sê die woord nie vir my dat die Here is die bron van my krag nie? Baie keer leef ons as kinders van God in angs en in vrees, nie omdat ons nie kinders van God is nie, maar omdat ons nie die woord ons eie maak nie, omdat ons luister na klomp onsekerhede wat die wêreld op ons voetstoep kom stoot, wat sê nou maar, en ons begin daarop ingestel wees, en my hart krimp in een van vrees, ek raak 'n slaaf van vrees. Onthou, dis nie wie hy is nie. Onthou hierdie woorde. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
En daarom laat die Gees, die Heilige Gees toe, om jou lewe vas te maak aan die woord en nie aan vrees nie. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.